Goeiemiddag en baie welkom by die program Vrou Wees. Vrou Wees is nie net 'n rol nie, dit is 'n kuns. Om sag te wees in 'n harde wêreld en sterk te wees sonder om jou hart te verloor. Ons as vroue maak 'n verskil deur liefde, deernis en wysheid. Ons trotseer uitdagings met moed en deursettingsvermoë. Ons is nie perfek nie, maar ons is perfek geskape en ons is eg. Baie welkom by die Vrou Wees program. Julle is ingeskakel by 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. As julle wil saam luister vanaf die webtuiste, is julle baie welkom om so te maak by www.livefm.co.za. Julle kan daar ook na vorige boodskappe gaan luister of content gaan aftrek en aanstuur vir enige iemand wat julle dan nou so wou as hulle dalk die program gemis het. En dan kan julle ook gebruik maak van Live FM se app. Daarso kan julle ook lekker gaan saam luister en dan as julle wil kontak maak met Live FM, se WhatsApp, gee ek graag die nommer is 066 516 6917. En ja, dan wil ons net baie graag dankie sê vir Deswane Recycling wat ons program van Vrou Wees borg. Ons waardeer julle borg vreeslik baie en sonder ons borge wil ons net kan ons nie die program op Live FM nie moontlik nie. So ek wil hê julle moet ook hierdie space bietjie dophou en luister want vir Vroue Maand gaan Deswane Recycling so bietjie vouchers uitdish vir die vrouens. So spits julle ore, luister uit daarvoor, laat julle kan inskakel en ja, dan kan jy dalk 'n prysie loslaan, so dit is nou nogal ietsie besonder. Ek het dit nou nie eers genoem. Kom ons begin net gou eers op 'n punt. So, ek is Chantal van der Merwe, wat met julle gesels, en saam met my is Antoinette Pieters. Hallo Antoinette. Hallo, het jy lekker vakansie gehou? Ek het nou net hierdie dik verkoue wat nou hier gebeur het. Ja, maar dis omdat jy 'n lekker vakansie gehou het. Jong, ja. Sonder ons by die see. Julle is baie welkom. Julle moet maar volgende keer saam gaan. Saam met ons ook vanmiddag kuier Mona Bekes. Hallo Mona. Hallo. Sy is al voorheen hier so gewees, so sy ken al die tune hier by ons. So dit is baie welkom terug en dankie dat jy so 'n bietjie saam met ons kuier en dan ook Elana Breins. Hallo Elana. Hallo Janet. Dit gaan sommer net lekker en ons is so dankbaar dat jy hierso is en vanmiddag bietjie die tyd uitgekoop het om saam met ons te kuier. So ja, ek het nou so met die ons sê mos deur by die huis ingeval. Daar sê. So ja, ek het nou nie eers eintlik vir my mede-kollega gesê Deswane het vir ons lekker vouchers maar vir ons ook, vir my en vir jou is ons nou nie deel van dit nie. I wish. Jy sal moet harder probeer. Hulle het besluit die gehoor is in het toe in het. Is okay. Ek sal hierdie keer dit aanvaar. So dit is nou nogal lekker en daar so 'n bietjie haarsalon vouchers. Lekker. Bietjie lekker pamperlange en bederfie daarso en dan so 'n bietjie nails wat ook gaan en dan is daar so 'n bietjie skoonheid facial goedertjies ook daarso. Dit klink lekker. So julle moet uitluister daarvoor. Ons sal vir julle sê hoe gaan ons te werk gaan, maar ons gee julle solank 'n heads up. Skakel asseblief in en stuur aan vir julle vriendinne en dan het ons die Vrou Wees WhatsApp groeps. Ja. Ek dink verduidelik net wat het daar gebeur sodat die ander kan opkom. Ja, so ons het dit goed gedink om so 'n bietjie verskillende groepe te maak vir die Vrou Wees. So hoofsaaklik is daar 'n hoofgroep, die Vrou Wees hoofgroep. Daarso gestuur ons al die links uit. Julle kan dan daarso die links en die notas dan nou kry van die week se program wat uitgesaai is. En dan is daar Vrou Wees huwelik en daar's Vrou Wees Bybelstudie en dan 'n bietjie die Vrou Wees bemarking, askies, ja, okay. Dankie Antonie. So dit wat dan nou daarso gebeur. So ons almal wat vrouens is, nie almal is noodwendig in dieselfde seisoen nie. Ja. So ons het vrouens wat in die huwelik staan en daai fight saam met ons op doen en die
huwelik ding saam met ons doen, en dan is daar vrouens wat ongetroud is, of dalk miskien geskei is, of so, en wat nog steeds wil deel wees van die WhatsApp groep, maar nie noodwendig dalk Van die huwelik ene nie. die huwelik inligting wil ontvang en so aan nie. Daarso het ons ook 'n Bybelstudie, dit is net 1 keer 'n week word daar 'n Bybelstudie deurgegee. So wat ons dan daar besluit het is, laat jy dan op jou eie momentum deur jou Bybelstudie werk, laat op jou eie tyd, ons gee die inligting met die woord wat saam met dit gaan, en dan vat jy dit van daar af. En So dit is 1 keer 'n week, net vir, is dit vir die hele week iets wat jy mee kan kos kry en bietjie uitwerk? Ja, ek weet jy wat, nee, ek het nogal nou die dag praat ek met 'n mentor, en baie dierbare tannie, en sy sê ook, ons is so geneig om al die krummeltjies partykeer op te tel, en van dit te eet, en ons word nooit versadig met die vleis nie, ons kan nie net altyd gaan op dit wat ander mense, so ons wil regtig julle motiveer daarso om in die woord in te klim. En daai is net 'n riglyn om te begin, en dan gaan kyk in verskillende vertalings. Ja, Kyk dis wat die lekker. Here vir jou openbaar en ten opsigte daarvan, want ek en jy en julle kan presies dieselfde woord kry, maar dit beteken vir ons al vier iets anders. Ja, ek en Mona het So- nogal daaroor gepraat, oor so iets. Ja. En dit is so, ons is almal lief vir die Here, maar ons ervaar dinge anders, ons sien dinge Exactly. anders, en ons tree anders op, maar dit maak jou nie 'n minder kind van die Here nie. Ja, exactly. En maar ja, so dit is dit, en dan is julle welkom as julle nie op die groep is nie en julle wil graag die link kry, kan julle vir Live FM kontak. By hulle WhatsApp nommer is 066 516 6917, dan sal hulle vir jou die link aanstuur. Julle kan daarso join, of as jy my of Antoinette se nommer het, en selfs enige iemand wat op die vrouweesgroep is, kan die link aanstuur. En dan moet jy, as jy op die hoofgroep is, daarso is die ander links beskikbaar om dan nou te gaan na die Bybelstudie toe, die huweliksene en die bemarkingsene. Die bemarkingsene is maar soos wat ons met vrouens praat in die studio, soos wat ons vandag bietjie met Mona oor gaan gesels, gaan ons die bemarking daardeur gee, O, dis om lekker. kontak met hulle te kan maak, en as daar goedjies is wat bietjie besighede net te help om bietjie just putting the word out there. wonderlik. En veral En, met vroue maand, dink ek kan ons daai nogal lekker gebruik, Dit nie? gaan fantasties wees. So stuur julle goedjies vir ons in. Ons sal dit vir julle met liefde daarop sit. En dan wil ek net gou ietsie sê van Des Wonder Recycling. Hulle is 'n herwinningsmaatskappy hier in die Noordwes, en hulle, wat het ons vrouens altyd 'n tekort aan, is hangers. Ook tog geld. Dit ook. Maar hangers, Ja. ons het nooit genoeg hangers nie. Verseker. So hulle hangers word gemaak van 100% herwinde produk, en hulle is 100% weer herwinbaar. So as jou hangers breek, gooi dit daar eenkant in 'n sak, en dan kan jy dit weer invat, en ja, jy koop vir jou weer nuwe hangers. Maar nou waar kan ons gaan koop? So ek dink wat ek sal doen is, ek gaan die bemarking op die Okay. groepe gaan ek daarso deurgee. Hulle kan gaan Google Des Wonder Recycling Klerksdorp, en hulle is daar gelocate in Uraniaville. Okay. By die fabriek self kan jy gaan aankoop, of as jy my nommer het, dan bring ek vir julle sommer in dorp toe, wanneer ek inkom in die dorp, en ek los dit vir julle iewerste, en so ja, Ja, hulle klink is goed. baie welkom om dit te doen. So ons gaan net vinnig oorgaan na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is net hierna weer terug. Dat sy baie welkom terug. Ek is Chantal van der Merwe, en saam met my is Antoinette Pieters, en ons het vir Mona Bekes en vir Elana Bruins vanmiddag hierso by ons in die studio. So Mona gaan so 'n bietjie met ons weer gesels. Mona was nou voorheen hierso, en ons is so dankbaar jy's terug hier by ons. So baie dankie. Ons waardeer jou. En so Mona gaan vir ons bietjie vertel van die Girls School. En die vorige keer wat sy hier was, het jy ook vir ons vertel van dit. So ek weet nie of wil jy weer 'n bietjie agtergrond daaroor gegee het, en so vinnig, en dan net bietjie vir ons vertel van Girls School en wat dit behels.
Baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om hier by julle te wees en saam met julle te kan gesels en ja, ek dink ek gaan so vlugtig net gou inspring vir die agtergrond. Jy's reg, ons het al 'n bietjie kom kuier en ons het al die Girls School programme so 'n bietjie kom uitlê en ek dink partykeer maar wil mense net almal bietjie herinner daar is eintlik 'n program wat soveel baie kan beteken vir die kinders en vir die ouers. En so laat ek net gou begin met ons het ons graad 1 tot 3 programmetjie wat ons het vir ons dogters. Dan gaan ons na ons smart program toe vir graad 4 tot 6 dogters. Dan stop dit nie daar nie. So wat lekker is dan is daar 'n program wat na dit opvolg vir ons graad 4 tot 6 dogters wat dan ons graad 6 tot 8 dogters dan inskakel. En dan is 'n hoërskoolprogram vir ons meisiekinders. En ek dink dit is nogals lekker om hande te kan vat met ons ouers. Want ek weet 'n mens werk hard en die kinders, hulle hoor partykeer ons as ouers, maar partykeer hoor hulle dieselfde boodskap by 'n ander een en dan sit soos dis die weet waarheid. mamma wat? En dan sit soos mamma het dit eintlik vir jou gesê, maar Ja. ek is so bly hierdie juffrou kon dit ook vir jou gesê het. So dis maar Ja. net om eintlik maar net die fondasie bietjie sterker te lê vir ons dogters. Mm. My hart is baie eintlik maar vir enige kind. Ek hou daarvan om kinders te help, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Yes. En met ons Girls School program, hoekom ek daarvan hou om dit oor weke te laat hardloop is, daar's diepte in die program. Daar is nie 'n Jy kan nie quick fix nie. jy kan dis baie moeilik. Dit is soos 'n konferensie. Om 'n ding op een dag te doen, dit is te veel inligting. Ja. En ek dink met kinders, dit is ongelooflik dat jy dit so oor 'n tydperk hardloop. Dis waar wat jy sê. Ek het gesien met 'n eendag kursus en ek meen ek het nou vandag vir Jelana is ons een van ons mammas wat ook deel was van ons program en haar dogter het smart en smarter voltooi en asook ons kamp gaan bywoon, herstel en herlaai. En die belewenis wat sy net nou met julle gaan deel daaruit. En die tydperk waar dit moet gebeur. So ek sê ons kan dit nie net in 'n eendag program doen nie. Ek weet baie wil, maar ek dink lewe het ons soontoe gedruk. Ja. En ek het gister met 'n vriendin van my gepraat en sy het haar dogters ook ingesit vir ons Girls School program. En sy het nogals ook vir my gesê, "Jong man, ek verstaan nie altyd hoekom mense sal wil belê in jou dogter vir so 'n program nie." Ja. Ek sê as jy in jou kind se tekkies kan belê vir 2-3 rand en jy kan jou kind se toere in belê en jy kan jou kind se alles in belê waarna hulle moet gaan en die klere wat hulle moet kry en die branding wat hulle moet dra. Hoekom sal jy nie wil iets in belê wat vir altyd saad in jou kind se lewe gaan hou nie? Ewigheidswaarde het, ja. Want En hulle dit is potjies hierdie is biblical. Ja. Nee. Ja, hulle potjies hardloop ook leeg. Natuurlik. En ouers vergeet soms daai potjies moet ook volkom. Want verskoning sal ons altyd het hoekom ons nie daarby uitkom nie. Maar onthou net die waarde wat daar in daai kind se lewe ingeploeg word is soveel meer as wat ons ooit sal kan weet of kan dink aan. Ek het dogters wat nou al die 3de keer die program voltooi wat begin met Girls School en toe smart en toe smarter. En nou wag die mamma hulle vir Savvy want volgende jaar gaan sy hoërskool toe. En sy het self ook vir my gesê, dit wat dit vir my kind beteken van ons begin het en wat ek in die program insit en dit is presies wat ons net al 4 gepraat het van ons almal kan Christene wees, maar wat vir jou dit beteken vir jou, dit beteken vir iemand iets anders. Ja. Yes. En dieselfde met die program. 'n Kind kan 3 keer dieselfde program oordoen. Vandag is dit die liefde vir jou liggaam. Môre is dit kind van God wat iets beteken vir haar. As hy weer kom, ons het van boelies is nou eintlik in haar seisoen. Sy leer nou baie meer van boelies. Al het sy dit gehoor, maak dit nou meer toepassing vir haar van ek onthou nou tannie Mel het ons van hierdie geleer. Ja. As dit nie ons boelieskap is nie, dan leer ons hulle hoe om goeie vriendskappe te kies. Hoe om gesonde boundaries op te rig. Want hulle weet nie. Sjoe, daai grense ding. Daai Ja. grense, ja. Ja, daai en die ding is grense een ding wat grense in my lewe beteken het is grense is nooit gemaklik vir die persoon wie jy dit opstel nie. Ja. Want hulle kon altyd bietjie nader kom en altyd daai oorstep. En sodra jy daai grense begin opstel, voel mense dit fisies aan hulle liggame en hulle dis nie gemaklik nie. Dit is nie 'n gemaklike proses nie. So vir girls om deur so iets te kan werk en te kan besef, daar is 'n sekere manier waarop 'n mens grense kan opstel sonder om blaatant te wees of Ja. sonder om lelik te Ja, wees. Dis daaroor. waar, ja. En ek dink ook hoe vinniger, want dit is nogal 'n ding wat ek baie met jou en met Chantal al bespreek het, is om te sê ons is op 'n plek waar ons nie net kan bid nie. En dit sê ek nie met arrogansie nie. Ek sê net ons moet educate. Ons moet bid want saam met gebed en ons leer ons kinders. En hoe jonger ons hulle kan leer, hoe vinniger. Ek meen
daar's hoeveel mammas daar buitekant wat nou ek en Chantal se program volg hierdie afgelope paar maande waar ons gesê het begin by jouself. So as ons Mona se Girls School kan gebruik en jy kan daai kinders leer van forgiveness, van om by jouself te begin hê op 'n jong ouderdom, kan jy dink wat so ongelooflike vrouens, mammas, gaan jy eendag wees sonder baggage, kan ek amper dit sê. Ja. Want ek laas so gister, ek het 'n dogter wat altyd daar so by my is en sy sê ja, almal het issues. Ek sê vir haar, jy's reg, almal het issues. En niemand probeer eers iets om daai issues beter te maak nie. En ek dink dit is wat Girls School doen. Girls School gee ons daai ruimte waar die kinders net kan kom wees, want dit is soos jy sê, Mona, 'n kind kom na jou toe, jou kind sê vir jou iets, maar mamma het nie mooi geluister nie, of die manier hoe mamma gereageer het toe ek vir haar iets gesê het, beteken ek gaan nou nie weer dit vir haar sê nie. Ja. So net soos wat ons baie keer moet oopmaak en skoonmaak en leer, moet ons kinders dit ook doen. En ons, ek meen daar's baie vrouekampe, daar is hoeveel vroue daar wat ons as vrouens bemoedig en ons sterk maak en ons hande optel, maar wat van ons kinders? So Mona, ek wil net gou op daai wat julle nou gesê het, gou die woord wat die Here nou vir my gee is James 1 verse 5. En jy het nou gesê 'n ding wat my nou nogal in die week het ek nogal daaraan gedink is dat ons nie net kan bid nie, maar dat ons ook moet educate. En dit is so biblical vir daai ding ook. En selfs in die education is dit ook 'n gebed tot God. En ek wil net gou hierdie lees, James 1 verse 5. If anyone longs to be wise, ask God for wisdom, and He will give it. He won't see your lack of wisdom as an opportunity to scold you over your failures, but He will overwhelm your failures with His generous grace. Dis in die Passion Translation. En ek het net gevoel, ek wil daai net gou gedeel het, want dit was, ons het so nodig om die wysheid te gaan kry, en hoeveel te meer ons dogters en ons kinders, veral ons dogters, want as die vyand maar in ons dogters dan kan, ek sê mos altyd, die Here is baie lief vir mans, maar hy is super lief vir ons vrouens. En omdat ek dink, ons vrouens is soveel meer teachable, mans ook, maar moenie my, ek is nie, wat is daai ander goeters, teen mans nie, ek is baie lief vir my man en my seun en goeters, maar vrouens is so sensitief en leerbaar, en hoeveel te meer om hulle na so iets toe te kan vat. En ekskuus, Antoinette, jy wou vir Mona 'n vraag gevra het. Nee, ek wil weet, Mona, is dit, jy sê oor hoeveel weke gaan dit? En wanneer presies bied jy dit aan? 1 keer 'n jaar, 2 keer 'n jaar, kwartaalliks? Die program hardloop vir my 2 keer 'n jaar. So kwartaal 1 en 2 het ons 'n program, want dit hardloop vir 12 weke. So dan pas dit nou mooi in. En dan as ons na ons tweede kwartaal toe gaan, derde en vierde kwartaal, dan hardloop ek weekkursus oor vir 12 weke. En dan ons graad 1 tot 3 is net vir 8 weke, en dit is wanneer ek hardloop die program 2 keer 'n jaar. Partykeer probeer ek dit insit om te kyk vir 'n vakansieprogram, maar ek moet sê, weer eens die inhoud vir 'n vakansieprogram, dit voel vir my, dis presies hoe ons lewe hardloop, ons soek quick answers en quick fixes. En mens kan nie, mens kan dit aanbied, maar ek dink die waarde wat jy gaan vas hê by 'n kind is nie dieselfde waarde wat jy gaan vas hê oor 12 weke nie. En ek verstaan mense se programme is vol, maar ek verstaan ook mense kan prioritiseer en mense kan 'n plan maak en 'n plan sien. En juis ook om daai inligting te verwerk. Om juis ook vir meisiekinders te leer dat daar is die quick fix, daar is die broodkrummels wat jy kan vat, maar om bietjie vleis aan dit te kan sit en 'n ding te kan, ek dink ons is in vandag se tyd, omdat ons so vinnig hardloop met goeders, leer ons nooit ons dogters of ons kinders om stil te word en net dit wat ek nou, en dis ook die doel van die Bybelstudiegroep, is om dit wat ek gekry het te kan verwerk. En die Here is so getrou dat in
ek glo dat selfs dit wat jy vir die dogters leer in daai week en dit wat hulle dan ervaar vir die res van die week, het hulle equip vir die week. Elkeen op 'n ander manier, maar tog het dit hulle equip en Vader reveal dit vir hulle, presies soos wat hulle dit moet ontvang. Ja. So dit is amazing dat hulle daai kans kry om dit te kan verwerk, en as hulle dit in hulle groot menswêreld kan invat, dan hoe amazing, wat 'n generasie van jong vroue gaan ons nie dan hê nie. Ja, dit gaan Kyk, ja, die program het baie meer diepte, ek dink as net die woord op 'n girls school, girls smart. Ek dink die diepte wat in is en wat ons in ons kinders inploeg, beteken soveel meer. En ek dink my voordeel vir alles is omdat ek my berading vir kinders gestudeer het en my life coaching. Dit is alles tot voordeel, want daar's meer diepte vir my tot in die kursusse en sodra ek die dogters ontvang en kry, omrede ek daai agtergrond het en dit klaar gestudeer het. En dan het ek my Bully Busters fasiliteeringsprogram ook voltooi. So wat bullies aanbetref is dis alles goed wat ek het en kan toepas. En ek kyk nou met 'n ander oog as die dogters in die klas te kom. Dit is baie makliker om goedjies op te tel. Ek kan sien, ja, ek kan sien sy word geboelie of ek kan sien sy is nie lekker nie. En dit is lekker as 'n kind terugkom vir my sê, "Tannie Mara, ek het dit geoefen." En dan sê sy vir jou hoe hulle presies die boelieskap nou geoefen, want ek het nou al baie geleer vir hulle. Ek sê, "Tannie Mara, daai dogtertjie los my nou uit of daai seentjie los my nou uit." Hulle doen nou niks meer en dan dink ek, "Sjoe, hoe powerful is dit nie omdat ek net as 'n instrument kan gebruik word, want dis nie ek nie. Ek is 'n instrument vir die Here in sy hande en dit is my lekker vir die mense wat hy met my toevertrou om die saad te kan saai vir hulle." Ja, want weet jy, die woord van die Here sê ons is sy vriende. En ek deel nie my hart noodwendig met iemand wat nie 'n vriendin van my is nie. En wanneer ons daai tyd met Vader spandeer en wanneer jy daai tyd, en soos jy sê, jy's 'n instrument vir hom. En hy werk deur jou met die kinders en wanneer hulle daai tyd spandeer, raak hulle bevriend met hom en hulle hoor sy hart klop en dis amazing. Ek het gesien met die kamp wat ons gedoen het, dan ek meen dit was oor 3 dae. Nee, maar jy kan sê maar 2 dae. Ons moet Vrydag aand begin en Sondagoggend gestop. So is maar 1 en 'n halwe dag. En dit is ook te min, want jy het tyd om met hulle tyd om daai seer wat hulle daar neergelê het voor die Here om dit te verwerk, soos as julle sê. En dit is hoekom ek dink, Mona, ek dink die feit dat jy dit oor so lank tydperk doen, dis goed. En ek dink dit as jy, as ons nou aan die einde van die program, dan kan jy nou presies jou datums en jou goed neersê, en die bedrag wat dit kos, sodat ouers kan vooruit beplan. Sit dan nou daai geldjie 'n maand weg, dit is soos wat ek en Chantal ook gedoen het, met ons konferensie. Daar's dames wat afbetaal het oor 2 of 3 maande, nee, so dit is hoekom ons dit vroegtydig gedoen het. As dit jou ook kan help, maar dit is, jy moet invest in jou kind. Jy dit, veral die dames daar buitekant wat nou hierdie tyd geloop het, wat hulle by hulle self begin het, dit is nou jou kind se tyd. En eksamens. Jy gaan nou die volgende ene doen voor die eksamen of gaan dit in die eksamentyd ingaan? Ja, is net so voor die eksamen, dis hoekom ek eindig met hom die laaste week in Oktober. Ja, en dit help baie. So nie so voor November begin. Net dat hulle kan weet waartoe daai emosies moet gaan, ja, dis waar. Want dit is ek vat byvoorbeeld nou die matrieks. Jy weet alles is op, hulle die skool het begin oor 3 weke skryf hulle eksamen. Dan maak hulle klaar, dan begin as die skool begin is dit 'n week en dan is dit klaar en as dit eksamen. Daai druk, weet julle wat nee, ek dink persoonlik as ek vat hoe ek op skool was. Mense kan vir my sê wat hulle wil, ons het nie die druk gehad wat vandag se kinders op hulle het nie. So iewers te moet 'n kind, ja, dit is so as jy sport doen, ontlaai jy 'n bietjie en jy doen sekere goed. Maar Mona, jy bring die fynere detail in. So gee net vir ons bietjie nog meer diepte oor jy weet oor die verskille jy het nou genoem, maar die meer diepte van wat kan die ouers verwag. So hulle kan verwag as 'n dogter daar inkom. Enigiets is altyd lekker en mooi. Ons hou van lekker en mooi. So 'n mooi tafel wat gedek is vir hulle. Ons ontvang hulle met soveel warmte en liefde. Die kinders kom eers met daai van, ek weet nie wat ek hier doen nie. En dan vra ek altyd sulke vragies soos, het mamma gesê jy moet kom? Of is jy iemand jy wil wees? En dan doen ons 'n bietjie ysbrekers met hulle. Wat lekker is aan die einde van die program as ons klaar is en laat ek altyd die ouers my so 'n bietjie soos 'n testimony deel, 'n getuigskrif net terugskryf van wat dit vir hulle beteken of vir die dogtertjie. En
die terugvoering van ons ouers dit is regtig baie positief wat terugkom. Ek het nog nie een keer iemand gesê wat iets negatiefs terugstuur nie. En as jy ouers raakloop, dan sal hulle vir jou sê, maar nou weet jy toe my kind in die klas ingekom het, my kind is 'n ander kind. My dogter is 'n ander dogter. Die kind waarmee sy gesukkel het, dit gaan beter. Ja, want jy gee Jy bring bietjie hoop. jy gee vir hulle tools Ja, om te kan sê as dit gebeur, kan jy dit doen. En dit is so weer eens, mamma kan dit sê, pappa kan dit sê, maar die manier hoe ons dit baie keer sê in die oomblik wat ons dit sê, voel daai kind van ek gaan nou nie weer met hulle praat nie. ja. So nee, die kind stap sommer soos 'n nuwe dogter daar uit. En hulle sien baie uit. Regtig, as maandeaande kom, dan is dit soos my kind kan nie wag om klas toe te gaan nie. Okay, so dit jy bied dit dan in die aande aan, né? Ek probeer dit maar aanbied op 'n gerieflike tyd, eintlik maar uit sporttyd uit op 'n maandag. Probeer dit laat dit nie eers in sporttye kan ingaan nie. Laat ons daarom nog daai afdeling ook kan vul vir hulle, want ek sê die potjie moet gevul word. Ja. Tap nie ons hart die hele tyd net rond nie, daai word ook leeg. En dan van daar af dan doen ons die klassies nou op maandaande. Hulle sê mos it takes a village to raise a child. Dis waar, ja. En dit is amazing dat jy so inhak met die ouers om daai gedeelte ook mee te kan help, want Dis 'n groot leemte. dit is en want ek kyk selfs ek het 2 dogters en nou graag ek hulle probeer altyd ten volle verstaan, is dit ook mens sien partykeer jy's partykeer so in jou situasie met jou kind en jy weet het sy dit 'n boelie geval, het sy dit met 'n vriendinnetjies en so aan. Jy's partykeer so in die mengsel laat my bottel water neersit, anders klink dit asof ek nou weer 'n wateradvertensie doen. Jy's partykeer so in die mengsel dat jy sien nie altyd goed raak nie en dit is wat so lekker is, dink ek, en ek het nou nog nie die laat my dogters dit doen nie, okay, maar nietemin, en in elk geval, net om te kan laat hulle daar by jou kan wees, jy sien dinge anders, en jy sien baie keer ander goeders raak, want ek het al vir my man gesê, ek weet nie hoe kan ek altyd vir ander mense advies gee, en wanneer dit kom by my eie, dan weet ek nie wat om te doen. Too close to the project. Too close to the project. Dit is. Dit is regtig so. Ja. En ek dink ook, onthou ons het gepraat ook van, jy moet weet vir al as jy 'n dogter het, en jy is ook nog in jou siklus, en jou dogter het ook 'n siklus, daai in een huis, al daai emosies en al daai hormone saam. Ek kry my man vreeslik jammer as my seun eers uit die huis uit, want dan sit hy met 3 vrouens. Presies. So ja, mens verstaan mekaar nie altyd nie. Ek sê daar kan altyd liefde wees in die huis en daar kan hoeveel respek wees, maar 'n kind het baie keer net nodig om te ontlaai en net te kan wees. Ons gaan net gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is net hier na weer terug. Baie welkom terug. So ons het nou 'n bietjie met jou gesels, Manna, oor die Girls School en Manna het vir Elana Brein saamgebring wat 'n mamma is, wie se dogter die kursus gedoen het, maar nie net een keer nie, sy het aaneenlopend die opvolgende gedoen. En Elana, vertel ons bietjie van jou ervaring met jou dogter wat deel was van die Girls School. Ek was so bevoorreg dat my dogter se ouma besluit het om haar in te skryf vir Girls School. Ek wou dit al soveel keer doen en julle weet, lewe is besig en jy gaan aan en dan is die kursus halfpad en dan dink ek, ag Vader, nog nie gedoen nie. Ja. En ouma skryf toe vir Mieke in vir Smarter. Dis reg, ja. Maar dink in die tweede klas toe besef ons, maar Mieke het nooit Smart gedoen nie. En die Here het ons so geseën dat Mieke toe nou eintlik half geborg was toe nou vir Smart en sy doen toe al 2 klasse en toe sy instap, haar eerste keer was sy eintlik bang, alhoewel sy van die kinders ken en sy ken vir Mona, was sy bang gewees, want sy ken nie die kinders nie en wat gaan sy doen en hoe moet sy dit hanteer? En sy het uitgestap met nuwe vriendskappe. Sy, na die eerste dag was sy so gemaklik, mamma, hierdie een het vir my 'n drukkie gegee en hierdie een wil langs my sit en daai net beklei om ook by my te sit. So vir haar selfbeeld
het dit soveel beteken, want sy het gevoel, eerstens sy belong iewers, Wow. want ja, sy word ook maar geboelie en sy het ook 'n sagte hartjie en weet ook nie altyd waar sy inpas nie. En ons het nou gepraat, ek weet ook nie altyd hoe om haar te lei in dit nie. En nou sy 'n tiener en tienermeisies luister nie altyd vir hulle mammas nie. Jy kan maar vir hulle sê ek is hier deur sussie. Sy gaan nie vir jou luister nie en ek is dankbaar ek het 'n tannie Mona. Want Mieke luister vir tannie Mona, want sy voel veilig by Mona. Ja. En die leiding wat Mona haar gee is dank Vader. Ek kan nie genoeg vir die Here dankie sê, regtig, vir die leiding wat sy vir my kind gee nie. En dit is nou by die dansskool ook, Dis né? Dit is by die dans ook. En sy dans nou lank by Mona se skool. Ja, Maar jy vandat sien sy maar- graad 1 is. Maar dit is wat so amazing is. Mona leef Jesus oral uit. Ja. Dis nie net by girls school nie, dit is deel van Oral. haar menswees. En ek was laas jaar was ek by die is dit julle eindjaarfunksie. Ja, dit was laas jaar daar. En dit was vir my ongelooflik geweest want al wat ek kon sien was Jesus, Ja. hoe die meisies aangetrek was. Ja. Alles wat uitgebeeld was daarso. So hierdie is en ek meen mense kan nog net so lank voorgee wil ek amper sê, Ja. nê? Ja, Hierdie is nie voorgee nie. Hierdie is regtig Mona se hart Ja. vir kinders. Dit is die liefde wat sy het. Ja. En die Here kom altyd eers. Ek ken vir Mona al baie jare en ek is nie net hier om vir Mona te promote of iets nie. Die Here het ons op net so 'n ongelooflike manier bymekaar gebring. Maar ek ken vir Mona, ek ken haar hart, ek ken haar menswees en Ja. ek is dankbaar vir 'n dansjuffrou wat soveel impak Ja. op 'n kind se Ja. lewe kan maak. ek moet sê gisteraand toe, ek dink nou, wat gaan ek nou vandag sê as ek nou iets gevra word, want jy wil nou nie pretentious wees nie, jy wil Ja. sê wat uit jou hart uitkom, Ja, maar ek's onthou bang hierdie ek is die hakkel. real hierdie is die Yes. real housewives, nê? Exactly. So ek dink toe, ja, en julle het soveel goed al gesê wat net vir my confirmation is van Mona. Mona se hart is Jesus eerstens. Is haar hart vir Jesus. Dan is dit Jesus se hart vir die kinders wat haar hart word. Wow. Sure. En it does take a village, wat jy nou gesê het. En ek is dankbaar dat in my village waar my kind grootgemaak is, word iemand soos Mona is, om my te help stukke optel wat ek nie noodwendig kan nie. So ons is so bevoorreg om haar te hê in ons lewens en die leiding wat sy vir ons kinders kan gee op 'n veilige plek. My kind voel so veilig by Mona. So ja, my hart is net dankbaar vir Girls School, vir die dans, vir Mona, vir die Here. En die profetiese kamp as ek mag Oeh. vra want ek was daar en dit Wow. was dit was amazing geweest en ja, so hoe het sy dit beleef? Moet eerlik sê, weer eens, sy praat eerder met tannie Mona as met mamma, maar gisteraand was ons by my pa is in die hospitaal en Mieke sê, kan sy asseblief vir hom bid voordat ons uitgaan? Oh, wow. So my kind is 14 en sy het die vrymoedigheid in 'n hospitaal waar daar ander mense ook staan om vir oupa te bid vir genesing en te glo in daai genesing. Want dis wakker gemaak in haar en En sy sien By dit. die kamp het dit, wil ek sê, half in vervulling gekom, want by die kamp het sy vir 5 meisies gebid, sê sy. Sure. Waar sy die vrymoedigheid gehad het om dit te doen, waar sy veilig gevoel het om dit te doen. En die antwoorde wat sy gekry het, wat hoe die Here met haar gepraat het op die kamp. Die kamp het ek gaan eers moet nou myself bymekaar kry. Die kamp het vir Mieke verskriklik baie beteken. Sure. Op 'n geestelike vlak veral het sy so gegroei, soveel confidence, ek kan nou nie op Afrikaans dadelik kom nie, confidence gekry vir, Ons mengels hier, moenie worry. kan ek maar mengels, Ons mengels. so confidence level in haar geloof, hoe sy die Here hoor, dan sal sy kom en sy mamma, God het nou vir my hierdie versie gegee. Sure. En ek het laasweek daaroor gebid. En ek dink dink mamma ook dit is dit. Sure. So en is regtig na die kamp hoe daai net sterker geword Dis alles half kompleet geword. Ja. Dit is die girls school geweest Ja, waar Mona of kom ons begin dit was die dans. dans. Waar sy gesien het hoe Mona Jesus uitleef en uit dit uit was dit die girls school wat sy meer dieper geraak het. Ja, En daar by die kamp het sy Jesus kom beleef. ja. Ja, ek wil amper sê fisies beleef want sy sê sy het hom gevoel. Hy was daar. Veral toe hulle die klere van die vlag moes kies. En sy het dit vir my so mooi gedoen. Sy het gesê, mamma, ek het die klere gevat, want ek vir God gevra, voor ek hierdie klere vat, watter een moet ek vat? En dan het hy vir my gesê, ek het niks anders klere gevat, as wat God vir my gesê het nie.
En dan die profetiese betekenisse van daai klere is net, ek wens eintlik ek het dit saamgebring nou, haar boekie van haar klere, want om dit nie te kan. ja, en hoe dit geconfirm word so met tyd. Goedjies wat sy doen, goedjies wat God vir haar gee om te lees in die Bybel, want sy kry nogal redelik skrif. Hoe dit confirmation is op dit wat sy gekry het by die kamp. Dit en hoe haar hart vir maats ook verander het. Want sy het ook, ek meen ons almal is net mense, en sy het ook partykeer en sê, ag, ek gaan net nie, ek wil net nie met haar vriendelik wees nie, want sy is so en so en so. En dit het sy by Girls School geleer, en die kamp het ook gehelp het. Nou sal sy soos, maar mamma, sy is seker maar net gebreek. Ja, Ek moet seker maar net vir haar bid. wonderlik. So, en dit kom van, eerstens van die Here af, van Jesus af, maar sy word gelei. Ja, daar's deur- vir haar tools gegee Ja. om op 'n plek te kom op 14 waar sy kan bid vir iemand, Ja, waar sy kan sê waar ek nie lus was vir iemand nie of kwaad was vir iemand, het iemand my geleer om die Ja. situasie anders te Ja. hanteer. ek en my ma praat gisterond en sy sê, hoe bevoorreg is ons kinders vandag nie, om dit te kon doen, want ons het ook nie sulke kampe gehad nie, ons het ook nie daai leiding en daai lering gehad nie, en hoe Jy het ons maar dit, sonnaarskool gehad en dit was dit gewees, Ja. nee. dit was dit, en dan jou ma vanaand Bybel gelees voor jy gaan slaap, of jou pa, die een wat gelees het, Ja. maar dit was dit, ons het nie geleer om verhouding te hê nie, Ja, en nou, daai intimacy. ja, en nou leer ons dit, en ons kan dit vir ons kinders leer, van soveel jonger af, van soveel kleiner af, En ons moet vroeg begin. ja, Ons kan nie, hoe langer jy wag om julle kinders Girls School toe te skiet, kyk, ons maak die nie die alfa en die omega nie. Onthou net, hierdie is tools om dinge beter Ja. te maak. Ja. Maar hoe jonger ons begin, hoe beter is dit. Hoe makliker is dit as ons by tieners uitkom. Ja. Want ek dink as jy die konsep van wat is die eerste klassies se ouderdom? Graad 1 tot 3. Graad 1 tot 3. Ek meen as jy al daar kan begin, Chantal, kan jy dink waar is jy teen die tyd as jy 'n tiener is? Ja. Ek sien dit as al hierdie potensiaal in elke dogter wat dormant is. Ja. En deur om so tipe kursus te doen, kom activate vorder dit Dis by baie mooi by gesê. elke girl en elkeen se activation gebeur op 'n ander manier. So ek dink jy het dit ook vroeër gesê waar hulle dalk miskien die eerste kursus doen, maar dit was nog nie tyd dat daai ding moes geaktiveer Ja. geword het nie, waar dit dalk miskien in die tweede gedeelte dan of op die volgende fase geactivate word. En so ja, en ook 'n ding wat ek nou wou gesê het wat jy gesê het, Elona, is ek kyk, die Here wys vir my altyd hierdie prentjies soos wat mense praat, of hy kom gee vir my woord en so. 'n ding wat jy gesê het is Mona se liefde. Mona, jou liefde vir die kinders en jou liefde vir God, en dan sy liefde vir die kinders is soos, wie is dit wat so op Jesus se bors gaan lê het? Johannes dink ek. Ja, en om te kan gaan lê op sy bors en sy hartklop te kan hoor. Ja. En ek dink ek het met jou daaroor gepraat, Antoinette, maar wanneer ons Vader se hartklop hoor, dan begin ons hart te klop soos syne. Ja. En dan wanneer iemand styf teen ons kom, dan begin hulle hart se ritme op daai selfde ritme. En ek sien hoe Vader jou ritme van jou hart op sy ritme vat en hoe die kinders met wie jy werk se hart se ritme begin dan, en dis alles dan nou so in lyn met hom, en how amazing is dit. En ek sit dan vir 'n oomblik so en ek luister hoe julle almal Antoinette en jy, Elona, sê die mooiste goed van jou, Mona, en baie keer word hierdie tipe goeders gesê op iemand se begrafnis. Ja, En dit is so. hoe amazing kan dit wees waar ons die voorreg het waar ons iemand kan kom honor
Ja. Wat net Nou gaan julle maak dat ek huil. Want dit is so, jy kan haar honor. Ja, en ons om jou te kan honor vandag en te kan sê, well done, good and faithful servant. Amen. En laat jy so leerbaar is, konstant, want ek dink nie daar's 'n oomblik wat mense ervaar waar jy voel jy's vergenoegd nie. Jy om te kan gaan sit by Vader en te kan hoor, het sy ritme van sy hart enigsins, klop dit bietjie anders, om elke keer by hom te gaan sit en te kan hoor hoe hy wil hê in watter rigting. En Chantal, en ekskuus, en ek wil vir jou sê, sy is nogal 'n ouetjie. Kyk, ek raas baie keer met haar nie, maar sy wil seker maak sy hoor reg. Ja. En dankie, kan ek net 'n vispamp daarso kry? Ek kan en nou sit jy met 2 sulke vriende. Ja. En dan sê ek vir haar, maar jy het reg gehoor, maar wat amazing is van haar is, met die kamp byvoorbeeld, is ek dink daar was baie gefluister in haar oor, verander dit, want dit was in 'n plek van dis sport. Maar ons moet besef, as God met ons praat, en dit is wat ek al wil honor voor, as God gepraat het, then you stick with the date. Ja. Verstaan jy? Dit maak nie saak of die hele dorp daai naweek iets aan het, die koning van wie Skiba kom of wat ook al nie, die kinders wat daar moet wees, sal daar wees, want God het dit op die hart. En dit is wat amazing is van haar, is sy kry haar datum, en sy gooi die datum soos ek ook. Ek gooi net vir jou 'n datum, dan moet ons die dinge doen. En maar dit is wat dit amazing maak, en ek dink dit is uit daai gehoorsaamheid uit, wat die kamp en die Girls School alles so 'n sukses maak, want God ken die hartklop agter dit. Hy besef dit gaan nie net oor om geld te maak nie, julle, en dit is rarig Mona se hartie. Ongelukkig alles is gekoppel aan geld. Jy kan nie iets doen as jy nie geld vra daarvoor nie, want kostes moet gedek word daarvoor. Maar dit is nog nooit haar hart gewees. En ek dink dit is wat ek en Chantal so lekker kan verstaan, want dit is ook nie ons harte nie. Ons wil uitreik na mense toe, ons wil mense help heel word, ons wil huwelike heel maak, ons wil kinders help heel maak. En ek dink veral vir Mona, wat konstant 'n dansskool het, jy sien 'n kind wat uit 'n egskeiding uitkom, jy sien 'n kind wat uit abuse uitkom, jy sien al hierdie goeters, en om te staan vir dit, en die hartklop van Jesus oor te dra, dit wil gedoen word. Hoor hierso, ek sê vir jou, kan julle dit voel? Net so, Heilige Gees, en ek wens ek kan nou regtig net vir die luisteraars, en mag Vader dit julle net hierdie laat ervaar wat ons net nou hier in ervaar, en weer eens terwyl julle so praat met die ritme, en ons hoor die ritme van Vader se hartklop. Wat het eers te begin by jou? Was dans. Ja. En daar is soveel verskillende ritmes. Van verskillende tipe danse wat 'n mens kry en alles. En hoe jy elke ritme kon bemeester het in die fisies met die liggaam, want jy hoor, en hoe dit oorgegaan het na geestelike en 'n geestelike dimensie en 'n geestelike ding, en hoe ons op 'n geestelike, want Vader wil hê ons moet voor hom dans in ons gees, en net daai ritme ervaar, en elke kind om te kan identifiseer wat se ritme klop 'n kind se hart. En as jy nie die ervaring gehad het wat jy het met al jou lewenservaring en van waar jy, want hierdie is nie 'n jaar terug wat dit begin, hierdie is 'n jare terug ding wat begin het. En so elke meisie wat daar instap, om te kan identifiseer in watter ritme haar hart is, en om dit éventueel te kan kry op die ritme van wat Vader wil hê dit moet wees, maar ook om te kan aanvaar dat, as ek kyk nou byvoorbeeld na my 2 meisiekinders, ek het nou 2 meisiekinders, wat al 2 baie lief is vir dans, so die een se hart klop hip-hop style, en die ander een se hart klop wat is dit? Contemporary style. So, en hoe die een nie die ander ene se dinge eintlik regtig, maar hoe amazing is dit wanneer 'n mens dit tog sien, en wanneer hulle daarin kom by die deur, en te kan
om te kan weet ek word aanvaar, maak nie saak in watter ritme ek is nie. En so Jessie, dit is net so amazing. So Mona, asseblief, hoe maak die mense met jou kontak? Hoe kan ek buite nou om jou nommer by ons te kan kry, is hoe kan hulle jou kontak? Hoe kan hulle begin? Wanneer begin julle met julle volgende kursus? Okay, so wat hulle kan doen is dat ek het 'n Facebook page. Okay. Girls School Klerksdorp. Ek dink die vinnigste vir almal wat toegang het nou tot op 'n selfoon. Okay. Dan van daar af kan jy my selfoonnommer dan nou kry op die Facebookblad. Okay. En dan ons kursus ek skop maandag nou af, die 27ste Julie. Dit is wanneer ek nou gaan afskop en dan begin my kursus hardloop. Daar is daar nog bietjie tyd om, jy weet, bietjie aanpassing te doen met alles en as jy nou so 2 weke en 'n bietjie later is inskakel by ons, dan sal jou kind nog nie te laat wees nie. Want vir dalk is dit vandag vir eers keer dat iemand dit hoor en sê, wag, my kind wil ek inskryf. So dan kan ons definitief nog 'n plan maak om jou lyfie in te kry. Kostesgewys, ons kyk na, ek breek ook af vir my ouers, ek vat my totaal en dan sê ek, okay, kom ons betaal oor 3 maande die program, want dit help die vergunning van dit. So jy kyk vir enige iets van, as jy graad 1 tot 3 vat, is dit 1100 vir die hele kursus wat ek kry, met hulle boeke, met hulle speelkaartjies, met hulle geskenkies. Dis een keer so uiteet. Hulle kry baie geskenkies, dan die Mona Love, bederfies, elke week is daar 'n sappie of 'n koeldrank of 'n milkshake of 'n ietsiekie op die tafel met 'n ietsiekie om te eet daarbey. So hulle sien al uit na geskenkies as hulle kom. En die kursus dan vir ons ouer dogters is dan tussen 1,008 na 2,000 rand toe. Omdat hulle 'n week nou 'n bietjie langer is. En dan het hulle ook 'n bietjie meer goedjies wat hulle ontvang, waarvan een van die goed is gesigsprodukte. Love it, is 'n natuurlike reeks wat hulle gebruik. Hulle kry hulle naalproduk wat ons om hulle handjies skoon te maak en te skrap. So dis ook een van ons lessies wat ons aanbied. So alle produkte is ingeskakel saam met 'n dis of 'n TMP wat hulle kry en dan het ons 'n verskriklike lekker afsettingsfunksie wat ons doen. So ons het nou afset met 'n mamma en kind funksie en ons tema was Hard Body en boublokkies van die lewe. Wow. En hoe ons die boublokkies van die lewe, partykeer as ons nie dat prentjie kan klaar bou nie en die blokkies breek, hoe ons partykeer die blokkies weer moet optel. En die mammas kon hulle kinders kom seën het om die Hard Body uit te pak. En hulle het uitgepak gesê, ek haal uit vrees, ek haal uit haat, ek haal uit jou seer, en mamma kom seën jou nou, want Jesus sê, jy is uniek, Jesus sê, jy is perfek, Jesus sê, jy is mooi, en die mamma kon dit met haar dogter gedoen en ervaar het. Ek kry hoendervleis. Ek wil sommer huil. Ek huil nou. Ek hou van huil. So ja, die ouers is dan welkom daar te gaan loer, en dan ook goeie nuus, ons het nog 'n tienerkamp wat op pad is vir Oktober maand, so die Here het die datum gedrop vir Oktober en ons tema is Rise, want hy het klaar vir my ook die woord gegee. En die datum? Ons datum kyk ons na 22 tot 24 Oktober. Ek dink op Chantal jou verjaar, as dit reg is. Ja, ek dink dit gaan dan die 23, 24 en 25, want ek verjaar daai Sondag. Daai Sondag. En ek word die jaar. So julle Girls School het nou eintlik al gister het julle dan nou amptelik ons het amptelik begin, maar as er nog ouers wil inskakel, hulle is welkom. Please. Hulle kan definitief nog inskryf. Al sit ek 'n ekstra lesie en ek doen met die grootste liefde om daai dogters ook dan daai lesie mee op te kan vang. Is dit nou jou laaste een vir die jaar? Dis my laaste een vir die jaar, ja. Gatapatat. Okay. Doen dit. Doen dit nou, soos my vriendin altyd sê. Hoorie so, Mona, gee om jou nommer vir ons te sê? Ek sê gou vir julle, my nommer is 084 666 8482. Awesome. En dan kan hulle jou Facebook page is Girls School Klerksdorp. Ja, perfek. Gaan loer daar. Mona, baie dankie dat jy dit met ons kom deel het en ons girls hierdie vir ons as mamas se hande kom sterk maak en kom inhak by ons. Ons waardeer dit verskriklik baie en dat jy tydjie uitgeneem het om bietjie vanmiddag met ons te kom gesels. En Elana, dankie dat jy jou dogter se getuienis, jou getuienis bietjie met ons kom deel het. Ons waardeer dit verskriklik baie. Mag goedheid en guns julle oorval. Blessings. Baie dankie en dankie vir julle vir die geleentheid. Ons waardeer. Blessings. Tot volgende week.